Goed, kom ons duik dadelik in een van die Bybel se mees geheimsinnige en omstrede figure. En nee, dis nie 'n koning of 'n profeet nie. Dis 'n vrou, bekend as die hoer van Babylon. Sy is 'n simbool van ongelooflike mag, rykdom en op die ou end totale vernietiging. In vandag se ontleding gaan ons kyk na een spesifieke interpretasie uit die boek Openbaring. Ons gaan die leidrade, die karakters en die hele dramatiese verhaal stukkie vir stukkie uitmekaar trek om te probeer verstaan wie is sy nou eintlik. Sjoe, dis nogal 'n prentjie, né? Hierdie beeld is geskape om jou te laat regop sit en wonder. Dis 'n portret van uiterste kontraste. Jy het die ontsaglike rykdom en mag aan die een kant, maar dan het sy 'n beker in haar hand wat letterlik oorloop van morele verval aan die ander kant. En is presies hierdie spanning wat die hele raaisel aan die gang sit. So, dit is die kernvraag. Dis hoekom ons hier is. En om dit te beantwoord, gaan ons die broodkrummels volg wat hierdie spesifieke profesie uitleg vir ons los. Kom ons probeer saam die misterie van haar identiteit en haar rol in die eindtyd oplos. Maar wag so 'n bietjie. Voor ons die vrou self kan identifiseer, moet ons eers die wêreld verstaan waarin sy gaan verskyn. En volgens hierdie bron is daardie verhoog 'n wêreld wat op die randjie staan van 'n finale, globale godsdiensoorlog. En hier is dalk die eerste groot verrassing. Die bron sê hierdie konflik is nie wat ons sou verwag nie. Dis nie geloof teen ateïsme nie, glad nie. Nee, dis 'n stryd binne die geloofswêreld self. Dis 'n botsing tussen wat die bron beskryf as die ware geloof en 'n ongelooflike kragtige, misleidende wêreldsgodsdiens wat almal wil insluk. Goed, met daardie agtergrond in plek kan ons nou teruggaan na ons hoofkarakter. So, wie presies is hierdie vrou wat soveel mag gaan swaai? Kom ons kyk wat die bronmateriaal sê oor wie sy werklik is. Hier is die deurslaggewende punt. Die hoer is nie 'n letterlike vrou nie. Dis 'n simbool. Die Koreaanse teks op die skerm, Imnya, beteken basies ontugtige vrou en die bron gebruik dit om hierdie idee te benoem. Sy verteenwoordig 'n enkele verenigde wêreldgodsdiens wat na vore gaan kom, 'n stelsel wat ontwerp is om almal, maak nie saak wat jy glo nie, onder een valse vaandel te verenig. Kyk bietjie na die kenmerke van hierdie stelsel. Die aantrekkingskrag hier voor die hand liggend, né? Dis uiterlike pragt, mag, goud en juwele, maar dis alles 'n fasade. Die ware doel, sê die bron, is om 'n misleidende boodskap te versprei en alle gelowe van boeddhisme tot islam en selfs 'n afvallige Christendom saam te gooi in een groot beweging wat op die ou end die anti-kris aanbid. Hierdie idee van 'n ander evangelie is die engine agter die hele misleiding. Dis 'n boodskap wat die fokus subtiel maar heeltemal verskuif, weg van Jesus Christus en direk na die anti-kris. En hoe gaan hierdie valse Messias mense oortuig? Nie net met mooi praatjies nie, maar met kragtige tekens en wonders. Dinge wat so oortuigend gaan wees, dat dit die hele wêreld gaan meesleer. Maar hierdie vrou is nie alleen op die wêreld vervoeg nie. O nee, die profesie gee haar 'n vernoot, 'n skrikwekkende dier waarop sy ry. Saam vorm hulle 'n dodelike alliansie, maar soos ons nou gaan sien, is dit een wat nie bestem is om vir ewig te hou nie. So, die dier, of Jimsing, soos dit in die bron se oorspronklike taal genoem word, is die politieke en sekulêre mag van die eindtyd. Dit alles word verpersoonlik in die figuur van die anti-kris. Dink so daaraan, as die hoer die globale kerk is, dan is die dier die globale staat. Sy's die godsdiens, hy's die regering. Hierdie diagram wys vir ons die lewensiklus van hulle onheilige vennootskap. Dit begin met samewerking. Die godsdiens, die hoer, gee wettigheid en steun aan die politieke mag, die dier. In ruil daarvoor forceer die politieke mag die wêreld om haar te volg. Fase 2, totale wêreldoorheersing. Maar kyk na daai laaste stap, verraad. Hierdie is 'n alliansie wat op mag gebou is en dis gedoem om te eindig in 'n wrede stryd om absolute beheer. En die gevolg van hierdie magtige alliansie is 'n wêreld wat dramaties in twee geskeur word. Daar is geen middelgrond meer nie. Jy is of deel van hierdie nuwe wêreldstelsel, of jy is die vyand. En dit lei natuurlik tot 'n tyd van intense konflik en vervolging vir enige iemand wat weier om in lyn te val. Hierdie tabel wat die Koreaanse terme uit die bron gebruik, stel die twee kante direk teenoor mekaar. Aan die een kant het jy die ware kerk, He Ibn Yoja, wat geestelik ryk is, maar fisies vervolg word. Aan die ander kant, die hoerkerk, Umnya, wat wêreldsryk is, gevier word deur die massas en al die mag geniet. Die kontras kan regtig nie groter wees nie. 'n Klein vervolgde minderheid wat Christus volg teenoor 'n massiewe wêreldwye meerderheid wat die anti-kris aanbid.
Te midde van hierdie wêreldwye beweging kom daar 'n ongelooflike dringende oproep direk uit Openbaring wat die bron so sterk beklemtoon. My volk gaan uit haar uit. Dis 'n oproep tot radikale skeiding. Dis 'n ernstige waarskuwing om jouself heeltemal te distansieer van hierdie misleidende stelsel sodat jy nie deel het aan die oordeel wat vir haar wag nie. Alle magstrukture, maak nie saak hoe sterk hulle lyk nie, het 'n vervaldatum. En volgens hierdie profesie is die hoer van Babylon se einde baie dramaties en diep ironies. Kom ons kyk na die laaste bedryf van haar verhaal. Haar val, ironies genoeg, is 'n direkte gevolg van haar eie sukses. Sy word te magtig, te arrogant, te onafhanklik. Haar politieke vernote, die dier en sy koninkryke, besef dan dat hulle haar nie meer nodig het nie. Sy het haar doel gedien. En in 'n skokkende wending draai die einste magte wat sy help skep het teen haar. Hulle begin haar haat en hulle vernietig haar heeltemal. Die bron beklemtoon dat hierdie verraad nie toevallig is nie, maar alles deel is van 'n groter goddelike plan. So, kom ons sit die Here storie in 'n duidelike chronologiese volgorde. Hierdie tydlyn wys 'n vinnige eskalasie. Dit begin met die opkoms van hierdie verenigde godsdiens. Dan is daar 'n tydperk van gedeelde heerskappy en intense vervolging. Die kritiese draaipunt, daardie verraad. Dit lei direk tot die stelsel se gewelddadige vernietiging en dit maak die pad oop vir God se finale oordeel. En dit alles bring ons by 'n laaste kragtige vraag. Ongeag jou persoonlike oortuigings, hoekom het hierdie tipe antieke waarskuwings teen mag en misleiding steeds so hou vas op ons? Miskien spreek dit tot 'n diep menslike vrees, die vrees dat dit wat magtig, gewild en gevierd voorkom, dalk heeltemal leeg of selfs gevaarlik kan wees. Wat dink jy?